Goeiedag, ek is Fanie Leroux, welkom by Fantjie se Teologiese Vloermoere. Vandag ietsie anders. Daar's 2 volksliedjies. Wat maak jou hoendertjie en daar's 'n hoender? Nou die hoenders was baie gefrustreerd en hulle is die hoenders in met die mense. Die veer het al gewaai in hoenderland. Nou het hulle na my toe, na Kiepie toe, na Fantjie toe gekom en gevra ek moet hierdie liedjies so effe verander, om die mense 'n les te leer. So daar's nou 'n les hier. In die lied, daar's 'n hoender wat 'n eier nie kan lê. Praat ons van die haan wat op die kerktoring staan. Daai haan kan nie eiers lê. Al gaan jy en jy glo dat hy kan eiers lê, kan hy nie eiers lê. Maar vandag glo die mense en word die mense geleer dat jou waarheid en my waarheid en jou werklikheid en my werklikheid tegelyk waar kan wees. En ons kan die werklikheid of ons eie werklikheid is die werklikheid vir jou en my en dis tegelyk waar. Maar wat gebeur dan? O ja, en dit word vir kinders geleer. Jou waarheid is jou waarheid en dit is waar vir jou, maar dit is ook vir almal waar, ten spyte daarvan dat hulle waarheid ook tegelyk waar is. Wat gebeur nou wanneer kinders eers, maar ook groot mense, want is groot mense wat dit vir die kinders leer, dit op diere van toepassing maak? Nou in hoenderland het dit nou gebeur, en daar is al hordes hoenders hieroor doodgemaak, en het in die kos beland. Hoekom? Want die mense het na die haan toe gegaan, na gewone hoenderhaan wat op die werf loop en gesê, haantjie, lê vir ons eiers. Daai haan kan nie eiers lê nie. Dis die henne wat eiers lê. En dan, die mense het toe, daai ou haantjie het braaihoender geword. Die mense daarna, na die hen toe gegaan, na die henne toe gegaan en gesê, lê vir ons volstruis eiers. Daai arme hennetjie het nie geweet wat om te sê nie, en op die ouend te sê, hoenderpastei. En dan kom die kinders, en hulle het na die henne toe gegaan en gesê, die henne moet vir hulle paaseiers lê. Kan jy dit nou meer? Fantasie, paaseiers. Daai hennetjie het ook gebraaide hoender geword. Maar laastens het die groot mense weer na henne toe gegaan en gesê, die henne moet vir hulle goue eiers lê. Nou goue eiers kom uit fantasie en word deur 'n goue gaansie gelê. En daai goue eiers kan jy dan verkoop en het jy geld. Maar dis fantasie. Daai arme hennetjie is baie vinnig braaihoender gewees. En toe die hoenders besluit hulle moet mense 'n les leer. So hulle het nou na my toe gekom en ek het nou hoenderkop geraak en ek het nou hierdie liedjies se woorde so effens verander. Die 2 liedjies, wat maak jou hoendertjie en daar's 'n hoender, is nie in die FHK nie. Ons het die eerste uitgawe daarvan, ons het die 8ste druk, en ek dink is in 1973 uitgegee, en hierdie 2 liedjies is nie daar nie. En tog, dis tradisionele volksliedjies. Maar, dit is in die goue korrels. Dis nommer 120 in die nuutste goue korrels, en wat interessant is, die woorde is so effe anders as die weergawe wat ek ken en wat in ons Loutergoud volksspelelaar se sangbundel is. Maar al 2 kere is daar net 1 versie vir elk. En ek het dit nou so bietjie gaan verander. Van die 3de tot die 5de vers van Wat maak jou hoendertjie, het ek die 2de deel effe verander, heeltemal verander. En vir daar's 'n hoender het ek 4 ekstra versies geskryf. Ek gaan dit vir u speel en sing. Dis nie perfek nie, ek's hier en daar effe vals en ek maak foute ook op die klavier. Maar geniet dit.
lag so 'n bietjie, dink so 'n bietjie aan die hoenderhaan wat daar bo op die kerktoring staan. Dink net so 'n bietjie as mense dit vir daai haan gaan vra, lê vir ons eiers. Of vir 'n gewone haan gaan vra, lê vir ons eiers. En ek hoop hierdie dingetjie draal so 'n bietjie in die kop. Gaan sing dit in die stort of in die bed. Dat hy draal en die woorde ook. Dink oor die werklikheid. Geniet dit. Dis die eier wat die paas as hy bring.
Dis die eier, dis die eier, dis die eier wat die goue gansie lê. Dis die eier, dis die eier, dis die eier wat die goue gansie lê. Mag jy as jy hoenders sien of eiers sien, hane sien, die haan op die kerktoring, daai irriterende haan vir baie mense vandag, of 'n volstruiseier, of 'n paaseier, of selfs 'n goue paaseier. Aan hierdie liedjie dink, en mag jy die haan hoor kraai, of selfs 3 keer hoor kraai. Mag ons wakker word, en mag ons ophou verloon. Dankie, totsiens, tot 'n volgende keer.